Hierdie is aktuele sake. Dit is die goed wat vandag in die wêreld aan die gang is. Dis die goed waar baie mense baie bekommerd is. En partykeer is 'n mens of jy voel onwaardig of jy voel onbevoeg. Here, as U kom, gaan ek saam. Ek weet nie of daar mense is wat al daai gedagte gehad het, die gaan ek ooit saam. Wanneer gaan die Here kom? Is dit wederkoms of wegraping? Wat is dit nou eintlik? Daar's 'n bietjie van 'n verwarring. So kom ons kyk vandag daarna en waar ek wil begin is ek wil begin by die dispensasies en daar is 'n rede hoekom ek daarby begin want ek wil graag vir ons 'n prentjie skets van waar die aarde vandaan kom en dan moet jy oplet dat maak nie saak wat regerings doen, wat mense besluit of jy nou in die Here glo of jy nie in hom glo nie. Of jy die Here dien of nie dien nie. Of jy 'n groot koning is en of jy 'n diensknegt is, niks daarmee te doen nie. God is in beheer van die aarde. En ons handboek is die Bybel. So kom ons kyk wat sê die Here se woord vir ons en ons begin by die dispensasies en dan wil ek 'n bietjie wyer begin en dit is die kosmiese fases van die aarde. Nou, hoekom noem ons dit kosmiese fases? Die kosmiese fases is toestande waarin die aarde gewees het, of is, wat 'n sekere stel natuurwette het. En in daardie kosmiese fases is daar tye wat die Here, wat almagtig is, tot die natuurwette verander het. Dat dit anders werk as dat dit toegewerk het. So die heel eerste een is die oorspronklike aarde. Dis die een wat geskape is, Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Hoe hy gelyk het, weet ons glad nie. Dit is al wat ons weet. Ons weet daar was 'n oorspronklike aarde en daarna kry ons die chaotiese aarde. Die chaotiese aarde is Genesis 1 vers 2 en hy sê die aarde was woes en leeg, donkerte was oor die oerwater gewees. Ons weet glad nie hoe die chaotiese aarde gelyk het nie. Ons weet nie wat die natuurwette wat was nie, maar dit maak ook nie saak nie, want uit hierdie chaotiese aarde het God in sy almag het hy orde kom skep. En die orde wat hy geskep het die Edeniese aarde geword. Die Edeniese aarde was 'n plek wat fantasties was. Dis waar Adam en Eva gebly het. Dis net hulle twee wat in die Edeniese aarde gebly het. En dit is toe die aarde orde gekry. Die Here het skeiding gemaak tussen land en die water en tussen lig en donkerte en hy het die son gegee en hy het tye daar gestel. Ons beweeg binne in daardie tye. En van hier af het die tyd begin. En die tyd het begin tel. God het 'n horlosie en die horlosie begin tel. En hoe lank die Edeniese aarde daar uitgesien het, weet ons nie. Maar as 'n mens 'n bietjie gaan oplees, dan die slim mense sê enigiets tussen 50 en 100 jaar lank, maar dit was niks meer as dit nie, maar die algemene gevoel is die Edeniese aarde se tydperk was so min of meer 50 jaar. So Adam en Eva het so vir omtrent 50 jaar lank saam geleef in groot vrede. Daar was sekere natuurwette gewees. Die diere het gras geëet, die voëls het saad geëet en die mense het vrugte geëet en dis hoe dit was. En dit was hulle kos. Diere het nie mekaar geëet nie. Maar daar kom 'n probleem in die Edeniese aarde wat 'n perfekte plek was en daar kom 'n oordeel. En nou gaan jy begin oplet dat die kosmiese fases eindig almal met 'n oordeel. Die eerste oordeel vind plaas, dit is die sonneval en die aarde word vervloek. En toe die aarde vervloek word, verander die natuurwette. Geweldig wat die Here in sy almag doen. En 'n mens sal dit net weet as jy nou hier staan en jy kyk terug, dan gaan jy sien die natuurwette het verander. Die diere het mekaar begin eet. Voëls het begin vleisetend raak. Die mense het ander dinge begin eet, dieregeslag doodgemaak en dit begin eet. Die vreedsame bestaan, die idilliese bestaan was daarmee heen, want toe's die aarde vervloek. Voor die tyd was daar nie dorings en distels en peste en elendes en sulke goed nie. En van daar af kry ons die antediluvian aarde. So antediluvian is die tydperk van die sonneval tot by die sonvloed. Die tydperk tussenin so min of meer 1600 jaar is die antediluvian tydperk wat ons noem of die fase. Daar was ook sekere natuurwette. In daai hele tyd het jy dalk nog nie daaroor gedink nie, dit het nie gereën nie. Daar was nie reën op die aarde gewees nie.
Hoe dit gelyk het, weet ons nie. Mens sou graag wou geweet het, hoe het dit toe gelyk? Ons lees dat 'n mis het uit die aarde uit opgestyg en die grond benat. En dit is hoe daar water gekom het uit die mis wat opgestyg het, maar dit het nooit gereën nie. Die eerste reën het eers geval toe Noag gekom het, toe dit tyd was. En daardie fase eindig weer 'n keer met 'n oordeel. En die oordeel is sondvloed. En die Here bring 'n einde aan die antediluvian fase van die aarde. Daarna begin dan die volgende fase, en dit is die huidige een wat ons ken. Die huidige fase is vanaf die sondvloed, van daar af het dit toe begin reën. Dis waar die reënboog gekom het, vir die eerste keer. Voor die tyd was daar nie reënboog nie, nou kan mens bietjie daaroor dink. En dit is, as mens daaroor dink, kom jy agter, maar dan het dit nie gereën voor die tyd nie, want daar is sekere kondisies vir 'n reënboog om te verskyn. Maar dit was die verbond gewees wat die Here met die mensdom gesluit het, laat hy die aarde nooit weer met water sal laat vergaan nie. En nou kom die huidige aarde, is 'n hele lang tydperk wat dit voortduur, en dit gaan aan tot by die einde van hierdie fase. En hierdie fase eindig weer 'n keer met die oordeel, en dit is die slag van Armageddon. So die slag van Armageddon dui dan die einde aan van die huidige fase. Daarna kry ons dan die millennium aarde, dit is die 6de fase, en in daardie tyd verander die natuurwette weer 'n keer. In daardie tyd lewe die mense baie lank, byvoorbeeld, en 'n paar ander dinge wat dan gebeur, wat in die millennium aarde dan anders sal wees as wat dit tot dan toe gewees het. Daardie fase eindig weer 'n keer met 'n oordeel. Kom jy agter, God is in beheer. Hy stel die fases en die tydperke stel hy vas. En as die fase verby is, as die fases van die aarde geëindig het, dan eindig dit met 'n oordeel van God, vir een of ander rede, en daardie een eindig dan met vuur. So die hele aarde word vernuwe met vuur, en dit wat daar was, word eenvoudig weggebrand. En daardie fase is dan die nuwe aarde, en dit is die laaste finale fase van die aarde, en dan gaan hy nie weer verander nie. Nou binne daardie 7 fases van die aarde, kry ons dan ook die 7 dispensasies. Nou die dispensasies begin van die post-diluvian tydperk, so dit is vanaf Noag begin die dispensasies. Nou, dan is daar weer 'n keer 7. God is in beheer, 7 fases, 7 dispensasies. Die eerste een is die post-diluvian, dit is vanaf die sondvloed, toe Noag en sy seuns nou bygekom het, en hulle het druiwe geplant, 'n lekker wyn gemaak en dronk geword, en die tale is verwar, en al die goed wat daarna gebeur het, is eintlik 'n redelike chaos gewees in hierdie aardse bestel en in die lewe van die mense vir min of meer so 400 jaar, min of meer. En daarna kom die patriargale tydperk. En die patriargale tydperk begin met Abraham. Nou gaan ons begin oplet dat die dispensasies wat volg nie omdat daar 'n oordeel plaasgevind het nie, vir die einde van die volgende een nie. Elke ene word ingelyf deur 'n besoek van die Here self. So die patriargale tydperk word ingelyf deurdat die Here vir Abraham besoek het. En toe sê hy vir Abraham, Abraham, uit jou nageslag sal ek vir my 'n volk wek wat tot in ewigheid sal standhou. Dat is nie 'n nageslag wat tydelik sal wees nie, en hy gaan tot in alle ewigheid standhou. En daar begin die patriargale tydperk. Dit is 'n tydperk wat nie baie lank was nie, en dit is die een wat begin het, Genesis 12 vers 1, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land, uit jou familie, uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys, ek sal jou groot nasie maak, jou seën, jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees, ek sal seën diegene wat jou seën, hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. 'n Uitverkore volk wat die Here vir hom gekies het, as voorbeeld, en dis altyd die vraag, maar hoekom het die Here gegaan en 'n volk uitgekies? Hoekom wou hy dit doen? Hoekom het hy hierdie klein volkie gevat, syne gemaak, en vir die ander gesê, okay, julle is nou almal vyande, julle is nou heidene, maar hierdie klein volkie behoort aan my. Dis baie eenvoudig, want dit staan daar geskryf, en die feit van die saak is, die Here het 'n modelvolk saamgestel, wat hy op die aarde geplaas het, op 'n spesifieke plek, waarvan hy die God is, waarvan hy vir hulle geleer het, dit is hoe julle my aanbid, en dan sê vir al die ander volke, okay, hier is julle voorbeeld, maak soos hulle maak,
dan gaan julle dieselfde seën ontvang. En die hele aarde kon in die Ou Testamentiese tyd, kon die hele aarde en al die volke kon gedeel het in die seën wat die Here vir Abraham gegee het. Maar die volk Israel, ek kan nie sê hulle het nie aan belang gestel nie, maar hulle het nie veel daarmee gemaak nie, want hulle was so bitterlik ongehoorsaam geweest. En die ander volke het heeltyd teen hulle oorlog gemaak, hulle het ook hulle seën verloor. En ja, dit is nou jammer, maar dit was die Here wou gehad het. Die Here het nie behaag in die dood van die goddelose nie, dit lees ons. Die Here wil vir almal redding bring, en hy wil vir almal seën, want is nog steeds die mens wat hy gemaak het. Die mens is God se skepping, dit is die een wat hom verheerlik. Hoekom wil hy hulle laat vergaan? Dit is nie in sy hart om mense laat vergaan nie. Nou sê goed, hier is hierdie model. En die model is ingelei deur die wet wat die Here vir Moses gegee het. So die volgende dispensasie is die wetlike dispensasie wat begin met Moses. Die wette wat die Here vir hom gegee het op die berg, wat het gebeur? God het 'n besoek gebring. Eers het hy Abraham besoek, patriargale tydperk. Toe het hy Moses besoek, wetlike tydperk. En die wetlike tydperk is toe die wet die witskrif was, die bloudruk was, wat wil jy dit ook al noem, waarvolgens die volk moes lewe. En die wet het voortgehou en aangegaan totdat God weer 'n besoek afgelê het, en die keer stuur hy sy engel na Maria en hy kondig Jesus se geboorte aan. En toe hy Jesus se geboorte aankondig, is daar 'n kort tydjie. Ons lees dat die wet en die profete is tot op Johannes. Johannes het gesê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, en van daar af begin die kerklike dispensasie. En nou volg die kerklike dispensasie totdat daar weer iets gebeur. God gaan weer 'n besoek aflê en hy gaan vir Jesus stuur om sy bruid te kom haal. Dan is die einde van daardie dispensasie. Dan begin die volgende een, en die volgende een is dan die een waar niemand wil wees nie, maar jy hoef ook nie daar te wees nie, en dis die groot verdrukking, 7 jaar. Die tydperke gee die Bybel vir ons baie duidelik, en daardie tydperk van die groot verdrukking word ingelyf deur die wegneem van die Heilige Gees. En die Heilige Gees is in die tempel van die mens, daarom moet die mens saam weggevat word. Dan eindig daardie dispensasie eindig dan met die slag van Armageddon, en daarna begin die volgende dispensasie, die 1000-jarige vrederyk, en dit is waar daar absoluut vrede op aarde sal wees. En dit is wanneer daar weer geoffer gaan word en al hierdie goed gaan weer gedoen word en die mense moet opgaan Jerusalem toe en hulle moet al die feeste met hulle onderhou, want is nog steeds die Joodse volk, en ons sal nou daarby kom. En dan daardie dispensasie eindig dan met die laaste oordeel, die vuur wat van God uit die hemel uitval, en dan breek die ewigheid aan, en dis die 7de dispensasies. Weer 'n keer, 7 dispensasies. Elke keer kom die Here self en hy kom lê besoek af. En as hy besoek afgelê het, verander die dinge. Lê besoek af, dinge verander. Kan jy agterkom? Die Here is in beheer. En die Here het tydperke. En ons lewe binne in daardie tydperke. Of ons nou lus voel of nie lus voel nie, maar dit is waar ons op die stadium is, en toe die Here besluit het dat hierdie klompie mense wat nou hier is, moet nou gebore wees, dan is dit waar die Here ons nou wou gehad het. En as jy nou in hierdie land bly, dan is dit die plek waar die Here jou nou wou gehad het. En dan lewe ons daarmee in die plek en in die posisie en in die tydperk waar die Here ons gestel het, lewe altyd daarin met die wete. Die God wat hemel en aarde gemaak het, wat al hierdie goed nou al gemaak het, wat ons kan terugkyk en sien wat dit was, hy is die een wat my tyd in sy hande het. Hy is net eenvoudig wonderbaar as 'n mens kyk na die tye, dispensasies, al die goed. Ek is vreeslik vinnig hieroor, ons kan baie daaroor praat. Maar goed, ons het nie genoeg tyd om daaroor te praat nie. So kom ons kyk nou na die volgende tydperke, en daar is weer 'n keer 7 tydperke. En dan is daar die 7 tydperke wat volg vanaf Christus tot by die wederkoms. Volg daar 7 tydperke. So die eerste tydperk, en hierdie 7 tydperke kry ons in die boek van Openbaring, die eerste 3 hoofstukke, en die eerste 3 hoofstukke kan ons lees op 3 maniere. Die eerste manier waarop ons dit kan lees is, dat toe hierdie openbaring vir Johannes gegee het, hy was op die eiland Patmos, en toe hy hierdie openbaring ontvang het, het hierdie 7 gemeentes waarin geskryf is, werklik bestaan. Hulle was in Klein-Asië, wat vandag Turkye is, so op die
westelike kant van Turkye lê daar 7 dorpe. Hulle ruïnes is vandag nog daar, jy kan dit gaan opsoek of gaan besoek die plek, hulle is daar. En daardie 7 dorpe lê so in 'n mooi sirkel en Efesiërs lê hier by die see en die Here het begin met die eerste brief aan die gemeente van Efesiërs. En dan met elke brief wat ons lees, dan hoor ons aan die einde sê dit, wie oor het laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê, meervoud. Daardie brief is nie net vir daardie gemeente nie, wat in daardie jare gebeur het, is daardie brief was gestuur aan die gemeente van Efese, en as hulle hom klaar gelees het, dan stuur hulle hom na die volgende een toe, en die volgende een, so al 7 gemeentes het al 7 briewe ook gekry. Maar daar is sekere eienskappe gevind in elkeen van hierdie 7 gemeentes wat werklik daar was. So dit wat ons lees in die brief van Johannes, wat die openbaring van Johannes is, lees ons dan daardie 7 gemeentes as 'n werklike profesie of 'n werklike uitspraak vir die gemeente wat op daardie stadium bestaan het. Goed, so dit is die een boodskap wat ons daarin kry. Die tweede boodskap wat ons daarin kry is dat daardie 7 gemeentes se eienskappe kan ingedeel word in die 7 tydperke wat die afgelope 2000 jaar gevolg het. En dan kan ons daardie 7 briewe ook vat en na onsself kyk en kyk of daarvan daardie eienskappe nie in my ook is nie. So, dit is 'n openbaring op daardie oomblik. Dit is 'n profesie vir die volgende 2000 jaar en dit is 'n openbaring vir elkeen van ons wat die Here se kinders is. So, elkeen van daai briewe het 3 eienskappe en ons kan dit altyd lees in daai 3 eienskappe. So, goed, so die 7 gemeentes het baie spesifieke eienskappe gehad en die eerste een was liefdeloos. Efese sê jy het jou eerste liefde verlaat. Maar in 'n werklike tydperk het dit gevat so 70 na Christus nadat die tempel verwoes is in 70 na Christus tot so 170 na Christus. Dit was daai tydperk gewees. Dan die volgende een is die vervolgde kerk Smyrna 170 tot 312 na Christus. Daar was 'n spesifieke tydperk. In 312 na Christus toe die vervolgers het gesê if we can't fight them, join them. En toe stig hulle die Katolieke kerk. Die Katolieke kerk is gestig juis as iets wat soos Christendom lyk, maar wat nie is nie. Maar hulle het al die geld gevat en hulle het die regerings gevat en hulle het daai kerk wêreldwyd gevestig, oor die 2 biljoen lidmate wat op die stadium aan die Katolieke, saam met daai filiale, dit is al die ander kerke wat daarmee saamgaan. En dit was om te sê ek is 'n Christen, maar jy doen nie die Here se wil nie. Dit is die Christene wat die Here sal sê, ek ken jou nie. Maar daar is ook baie opregte siele in die Katolieke kerk. Ons het een van hulle geken, wat in die kerk in soveel opregtheid die Here gedien het, selfs al was dit 'n vals kerk. Soveel, en het die Here met hom gepraat, en die Here het vir hom sê, dit wat jy daar bely het ek vergewe. En hy het die Here in die grootste vreugde gedien. Ek het die voorreg gehad om hom te begrawe. En dit was wonderlik. So daar is baie opregte siele in baie kerke, selfs al is die instansie self 'n verdraaide instansie. Maak dit nie saak nie, die Here het nog steeds skape in daardie kerke ook. Die volgende is Pergamus, dit is die wêreldse kerk. Dit is toe hierdie kerk nou lekker gevestig is, toe kon jy nou mos maar lewe soos wat jy wil. Thyatira het 'n vals doktrine gehad. Dit kan ons nou lees, maar ek wil nou nie die detail hiervan ingaan nie, want ons het nie tyd daarvoor nie. Sardis is die kerk wat geestelik dood was. Daai is so min of meer donker middeleeue. Die kerk was geestelik dood. En dan is daar Philadelphia, dit is die broederliefde, die kerk wat liefde uitgestraal het. Dit is waar die herlewings begin het. Dit is waar die evangeliste weer begin uitgaan het. En dit is 'n kerk wat die Here gesien het, hier is broederliefde. Nou in hierdie 2 kerke, Smyrna en Philadelphia, is die enigste 2 waar die Here geen oordeel op uitgespreek het nie. Daar was nie 'n oordeel omdat jy in smarte is nie. Die Here het gesê jy gaan 'n nuwe naam kry, jy gaan 'n wit keursteen kry. Vir die broederliefde het die Here gesê ek maak jou 'n pilaar. En dit is omdat die kerk gedoen het wat Christus vir hulle gesê het om te doen.
Daai is die twee. Die ander het almal oordeele. En die laaste een is waar ons vandag is, Laodicea, en hy het begin in die 1900s. En die 1900s is waar die kerk begin lou raak het, lauwarm. Anything goes. Sonde is nie meer sonde nie. Dit wat reg is nou verkeerd, en dit wat verkeerd is reg. Die kerk is lou, maar ons is almal Christene, ons juig, halleluja, maar ons leef soos ons wil. Lauwarm kerk. Wat sê die Here? Gaan jy uit sy mond uitspieg. Jy's of warm of koud. Dit sou beter wees om koud te wees, ten minste kan jy tot bekering kom. En as jy warm is, dan brand jy vir Christus, maar as jy lou is, kan die Here met jou niks maak nie. Nou die groot gedeelte van die mensdom is op die stadium besig om lou te word, want anything goes. Sonde is nie meer sonde nie. Ons tree nie meer in die huwelik nie, ons bly nou sommer net saam, maar dit is baie makliker. Oppas, is lou. Die Here het vir ons duidelike riglyne gegee van wat gebeur in die huwelik. Maar almal doen dit, dis mos wat ons deesdae sê. Ag, maar almal doen dit. Die Here steur hom nie aan wat almal doen nie. Die Here het sy reëls en sy verordeninge vir ons gegee, of jy hou daarby, of jy word veroordeel. Dan is dit die einde van die kerklike tydperk. Dit is waar hy stop. En dan is dit waar ons kom in Openbaring 4 vers 1, en hierdie is altyd my favorite, dit is my geliefkoeste skrifte. Net nou het ek gevra, is dit wegraping of wederkoms? Kom ons kyk, wat is dit? Hierna het ek gesien, Openbaring 4 vers 1, kyk 'n deur wat in die hemel geopen is, en die stem wat ek voorheen so hard soos 'n bassein met my oor praat het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou aanwys wat hierna moet gebeur. Hier is 'n tyd. Hierna. Waarna? Na die 7 gemeentes. Daardie tydperk het nou gestop. Nou sê hy hierna, na hierdie tydperk het ek gesien. Daar's 'n stem wat sê, kom op hierheen. Onmiddellik daarna het die Gees van my besit geneem, en kyk, daar was 'n troon in die hemel en iemand wat op die troon sit. En wat ons hier lees is die wegraping van die bruid. Nou dit is belangrik dat 'n mens nou verstaan dat op hierdie stadium is die bruid weggeneem van die aarde af. Want dit wat daarna gebeur in Openbaring, vanaf Openbaring 5, waar die seels gebreek word, alles wat daarna gebeur, het niks met die kerk te doen nie, en dit het niks met die bruid te doen nie. Daarna het alles te doen met die volk Israel, na geboorte. Israel na die vleeslike Israel. Die werklike Israel, die Jode, wat 'n afstammeling is van Abraham in sy bloedlyn. Nie iemand wat sê ek is 'n Israeliet of die een wat sê ek is nou 'n Jood nie. Het niks met hom te doen nie. Daarvoor het ons die evangelie van Jesus Christus gekry. Maar die wat na vlees en bloed, 'n nageslag van Abraham is, dit is hulle wat nou gereinig word in die res van Openbaring. En in die res van Openbaring lees ons nooit weer van die bruid nie. Nooit weer nie. Behalwe Openbaring 20, 21, 22, eers daar kom die bruid weer tevoorskyn. En tussenin is die bruid nie betrokke nie. Dit is die tyd waar die 70ste week van Daniël is. As mens dit wil ondersoek, en dit is die tyd wat genoem word Jacob's trouble, die reiniging van Jakob, Jakob se reiniging. En van die Jode wat oorbly, is slegs 144.000. Hoeveel miljoen hulle ook al op die oomblik is? 144.000 is al wat oorbly. Die res gaan almal doodgaan. En dit is verskriklik om te dink dat almal sal sterf. Dink as Here, maar dis mos u volk. Hoe kan u nou toelaat dat die hele volk uitgeroei word en net 'n klein handjievol bly oor? En hier moet ek een ding regstel, en hierdie 144.000 wat ons hiervan lees is nie die getal van die bruid nie. Lees die Bybel in die konteks waarin hy geskryf is. Kom ons lees hierdie gedeelte, Openbaring 7 vers 4. Ek het toe gehoor wat die getal is van hulle wat met die seël gemerk is. Hier het nou al 'n paar dinge gebeur. 144.000 uit elke stam van die kinders van Israel, die nageslag van Israel na die vlees. Uit die stam van Juda, 12.000. Uit die stam van Reuben, 12.000. Uit die stam van Josef, 12.000. En so hou dit aan.
tot by die laaste een. Nou as hierdie die getal van die bruid sou gewees het, soos wat party mense dit wil voorhou, ja, maar hierdie is die getal van die bruid. As jy dan die bruid is, en jy is so seker jy is die bruid, sê net vir my, uit watter stam kom jy dan? En as jy op die oomblik sprakeloos sê, ek weet nie. Wel, dan is die antwoord baie eenvoudig. Hierdie is nie die bruid se getal nie. Hierdie is die verseeldes van die volk van Israel, wat verseël is. Hoekom moes die Here hulle verseël? Dis geweldig wat die volk van Israel gedoen het. Matteus 27 vers 22. En nou moet ons oplet wat het hier gebeur. Matteus 27 vers 22. Pilatus vra hulle toe, wat moet ek dan maak met Jesus wat as Christus bekend staan? Hulle roep almal uit, laat hy gekruisig word. Wie is die hulle wat hy van praat? Dis die Joodse volk. Hierdie is die gebeure van die kruisiging van Jesus in Jerusalem onder die Joodse volk. Hy het na hulle toegekom, sy mense, dis sy volk. Hy self was 'n Jood. Hulle, die Jode sê, laat hy gekruisig word. Hy het gevra, maar watter kwaad het hy dan gedoen? Hulle het egter nog harder geskreeu, laat hy gekruisig word. Toe Pilatus sien dat hy niks bereik nie, maar dat daar eerder oproer kom, het hy water geneem en voor die skare sy hande gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man, julle moet maar self toesien. Pilatus was 'n Romein, hy was nie 'n Jood nie. Die hele volk het geantwoord, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Wat het hulle gesê? Die Joodse volk het gesê, ons sal die straf dra vir onskuldige bloed wat vergiet word. Geweldig. Ek dink ek het verlede jaar daaroor gepraat, dat bloed wat vergiet word, roep uit om wraak. Jesus se bloed is onskuldig gegiet, deur diegene wat hom vermoor het, en sy bloed roep uit om wraak. En daardie wraak gaan uitgeoefen word. Deur wie? Deur God. Op wie? Op hulle wat hom doodgemaak het. Wie het hom doodgemaak? Die Jode. En die Jode gaan die straf hiervoor dra. Hulle gaan, soos die Engelse sê, they will take the punch hiervoor. Maar die Here het 'n ewige belofte met Abraham gemaak. En wat doen hy? Hy sê, ja, die hele volk het hom verwerp, dit is so. Hulle gaan hulle straf dra, maar, en hy dink terug aan sy belofte wat hy gemaak het, hy sê, maar, 'n handjievol, 'n oorblyfsel, moet gered word. En die oorblyfsel wat gered word, is die 144.000 wat verseël is. En hulle is die enigstes wat nie met die slag van Armageddon sal sterf nie. En as daar op daardie stadium dan 10 miljoen Jode in Jerusalem sal wees met die slag van Armageddon, dan gaan almal te sterwe kom, behalwe 144.000, net hulle, want net hulle is verseël. Dit is geweldig. Dit is geweldig as 'n volk 'n uitspraak maak en sê, laat sy bloed op ons kom. Dit is verskriklik. Ek dink 'n mens moet baie versigtig wees van wat is die uitsprake wat 'n mens maak. So, kom ons kyk wat gaan aan met Israel. Ons weet nou, hoe het ons gekom tot hier? Waar staan ons in die wêreldtydlyn? Ons staan kort voor die groot verdrukking. Ons staan aan die einde van 2000 jaar van die kerklike dispensasie waar die kerk nou gaan eindig. Ons staan nou min of meer hier. En Israel is die Here se horlosie. En in Israel gebeur verskriklik baie goed op die oomblik. Daar's baie goed in die nuus wat daar gebeur en dan moet ons vra, okay, nou waar gaan dit nou eintlik? Wel, ek kan sommer nou al sê, al wat dit is 'n familiefeit. Dis al wat dit is. So kom ons kyk hoe dit werk. Nou, ons moet begin by Abraham. God het met Abraham belofte gemaak. Hy het gesê, Abraham, jou nageslag sal ek 'n groot nasie maak, jou nageslag. En Sarah het nie gedink snaaks nie, want sy was baie naby aan 100 of daar rond. En sy het nie gedink snaaks nie, en toe gebeur daar nou net mooi niks met Abraham nie, en hy is ook al redelik oud. En ek dink Sarah was so 99 of so. En sy besluit,
Hierdie is 'n storie van Oudori. It's not going to happen. Genesis 16 vers 1. Sarai, Abraham se vrou, het nie vir hom kinders in die wêreld gebring nie, maar sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. Sarai sê toe vir Abraham, kyk, die Here weerhou my daarvan om kinders te kry. Is nie die waarheid nie, maar goed, sy het dit so gesien. Gaan maar na my slavin, miskien kan ek deur haar 'n familie opbou. En Sarah besluit, hierdie ding gaan nie lekker werk nie. En sê, ek het 'n slavin met die naam van Hagar, gaan maar by haar in. Ek weet nie, Hagar was seker heel wat jonger as wat sy is. En inderdaad, hier word 'n kind gebore. En Hagar, ons ken die verhaal, Hagar met kind en al word weggejaag en die Here kry haar in die woestyn, besig om onder 'n bos te lê en sy wil sterf van honger en al die goeters. En toe besoek die Here haar. En die engel van die Here sê vir Genesis 16 vers 11 sê die Here, ook sê die engel van die Here vir haar, dit is vir Hagar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar, jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. Hy, nou let nou op, nou moet ons sien wat hier geskryf staan, daar staan in vers 12, hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees, sy hand teen almal se hand teen hom, hy sal teenoor al sy broers woon. Dit is Ismael. Maar wie is Ismael? Ismael is die eerstgeborene. En Ismael is Abraham se seun. En sy oudste seun. Ismael word weggejaag en daar kom nog 'n seun. En die tweede seun is Isak is die tweede seun. Isak is nie die oudste een nie. Isak is die tweede oudste. Ek dink hulle verskil 14 jaar as mens dit maar as mens kyk daar. En iewers herhaal die Here sy verbond met Abraham. Nou Abraham, wat hom betref, het hy gedoen wat hy moes doen, dis dit. En hy sê dit ook. Genesis 17 vers 18 kom die Here weer by Abraham en hy hernie sy belofte met hom. En Abraham sê vir God in vers 18, as Ismael maar net voor u kan leef. Wat Abraham betref is, sy nageslag is hier, Ismael is gebore, laat hy aangaan, hy is die beloofde seun. Dis nie wat die Here gesê het nie. Tussen hom en Sarah, nie 'n slavin nie. Abraham, nee. Maar God het gesê, inteendeel, Sarah, jou vrou, gaan vir jou 'n seun in die wêreld bring, jy moet hom Isak noem. Ek sal my verbond met hom handhaaf as 'n ewige verbond vir sy nageslag naam. Wat Ismael betref, ek het jou verhoor, kyk, hier kom die moeilikheid. Ek sal hom seën. Hoekom? Want die Here het 'n belofte met Abraham gemaak, hy kan nie sy belofte terugtrek nie. Die Here kan nie ongedaan maak wat hy gesê het nie, hy is 'n God wat hou by wat hy gesê het. Hy het 'n belofte met Abraham gemaak, nou sê hy, ek sal hom seën, hom vrugbaar maak en hom buitengewoon talryk maak. 12 leiers sal hy verwek. Is die enigste plek waar ons lees dat iemand 12 leiers gaan verwek. Die Engelse sê 12 prinses. En ek sal hom 'n groot nasie maak. Maar my verbond sal ek handhaaf met Isak, wat Sarah teen hierdie tyd volgende jaar in die wêreld sal bring. Nou daar ontstaan die probleem. So, Isak is nou, Isak is seker nou die laat lammetjie, want hy bly in die huis. En Ismael is weggejaag, hy is iewers die woestyn in, saam met sy ma, saam met Hagar, sal hy die woestyn in. En hulle het 'n nuwe lewe begin op 'n ander plek. En Isak bly by die huis, hy is die seun van die belofte, en daar kom 'n haat tussen daai twee. Kom daar 'n onuitspreeklike haat. Nie so seer van Isak se kant af nie, hy is die seun van die belofte. Nee, ek is alright, ek bly my pa. En Ismael, maar ek is jou ou boet. En jy vat alles wat aan my behoort. Ek maak ook aanspraak, Abraham is ook my pa. Kry die prentjie. Galasiërs 4 vers 28 bevestig hierdie storie. En julle broers is net soos Isak, kinders van die belofte. Hier praat hy met die kerk van Christus. Julle is kinders van die belofte, maar soos hy wat op 'n natuurlike manier verwek is, dit is Ismael, destyds die een vervolg het wat deur die werking van die Gees verwek is, so gebeur dit ook nou. Hoeveel 1000 jaar staan ons nou? Waar Galasiërs geskryf is teenoor waar daai gebeur het. En nog steeds, hier waar dit nou geskryf is die haat en die verdeeldheid nog net so groot soos wat dit gewees het die dag toe Ismael en Isak boeties was. En Ismael
is die nageslag van Abraham. Ismael maak aanspraak op die ewige belofte. Ismael maak aanspraak op Jerusalem as die hoofstad. Want dit is waar God dit is die stad wat hy verkies het om te bly, Jerusalem. En nou kan ons in die Koran gaan lees, maar heel voor is dit verskriklik interessant, dat in die Koran staan geskryf, dat Ismael en Abraham het die Kaaba gebou, wat in Mekka staan. So die Kaaba, daai swart boks, ek dink julle het al foto's van hom gesien, is so swart en goud, wat so in die middel staan, met die moskee reg rondom hom. Daardie Kaaba, sê hulle, en dit staan in die Koran geskryf, is deur Abraham en Ismael gebou. Kan jy sien, waar kom die verbintenis na Abraham? So, daai, sê hulle, dit was Abraham en Ismael se plek van offer gewees, die Kaaba, en die moskee is rondom hom gebou. Nou, nadat die tweede tempel verwoes is, dit is in 70 na Christus, het die Jode, wie se plek dit was, en die Jode, wie se tempel dit was, dit lees ons in die profete in die Ou Testament op baie plekke, waar die Here sê, hulle het hulle erfdeel verlaat. Die Jode het hulle erfdeel verlaat. Hulle het hulle tempel wat afgebreek is, nooit weer gebou nie, het hom gelos. Hy lê in ruïnes, hy lê hoop klippe, is al wat dit is. En hulle los vir hom vir 685 jaar, los hulle. En hulle doen nie weer die moeite om hulle eie tempel in hulle eie hoofstad te gaan herbou nie, want hulle het hulle erfdeel verlaat, soos wat dit voorspel was deur die profete in die Ou Testament. En die moslems gaan, ons is die nageslag van Abraham, Jerusalem is ons plek, en hulle vee hom skoon, in 685 tot 715 na Christus bou hulle die Al-Aqsa moskee. Wat nou nog daar staan? Ons het die voorreg gehad om Jerusalem toe te gaan, en ons het hom gesien. Hy staan mooi bo op die bultjie, hier staan die Al-Aqsa moskee, net die moslems kom daar, die Jode mag nie daar kom nie, hulle word nie toegelaat nie. En al wat van die tempel oorgebly het, is die westelike muur. Toe hulle eendag weer begin terugkom, toe kom hulle agter al wat van ons tempel oorgebly het, is die westelike muur, want dit is die naaste wat hulle aan die middelpunt van die tempel kan kom. Dis hoekom dit nou vir hulle 'n heilige plek is. So, as hulle wil bid, gaan bid jy nou maar teen die westelike muur, want dit is net die muur wat oorgebly het, is al wat oorgebly het. Hulle het hulle erfdeel verlaat, en die moslems het eenvoudig Jerusalem opgeëis. Hulle kon dit seker na regte gedoen het. Hulle is 'n nageslag van Abraham, het staan in die Koran geskryf. So elke moslim kindertjie wat groot word weet, hulle is die nageslag van Abraham. En waarmee sit ons nou? Ons sit met 'n familiefeit. 2 broers wat baklei. Maar die een is nie uitgekies nie. Die tweede een is gekies, die eerste een is nie gekies nie. Is nie hulle erfdeel nie. En die tweede een het hulle erfdeel verlaat. En die eerste een het teruggekom en sy erfdeel kom vat. En die tweede een sê, julle hoort nie hierdie. En die eerste een sê, maar is my plek. Is my pa se plek. Hulle is reg, dit is hy. Dis hulle pa se plek. Al twee is reg. Maar die een is nie uitverkies nie. En wat ons het, is 'n familiefeit. En hierdie familiefeit gaan uiteindelik in Israel voltrek word. Dit is waar hy gaan eindig. En wat op die oomblik gebeur is, die hele wêreld word opgesweep teen Israel. Dit is alles nog profesie. Dit is 'n profeteer in die Ou Testament. Die hele wêreld word opgesweep teen Israel, en die nageslag van Ismael is fanaties oor hulle erfdeel. En hulle is besig om die hele wêreld in te neem, regerings in te neem. Hulle sorg dat hulle op hoë posisies kom, dat hulle wette kan maak, dat hulle reëls kan maak, dat hulle dinge kan doen. Oor die hele wêreld is hulle besig om die regerings oor te vat, hulle koppe te draai. Hoekom? Omdat hulle almal teen Israel moet gaan staan. Dis skrif, hulle moet almal teen Israel, want dit is Israel se reinigingstydperk wat voor lê. En die Here is besig om die nasies bymekaar te maak en die nasies se koppe teen Israel te draai. Israel is hulle is in alles verkeerd. Hulle is die slegte klomp, rooi luid, en die hele wêreld begin teen Israel te versamel. En hulle is besig om bymekaar te maak.
En nou sien ons dat daar was al 'n redelike kookpot in die Midde-Ooste gewees. En daardie kookpot gaan natuurlik aanhou tot hy lekker uitbars. So die oorlog gaan daar uitbreek, maar die hele wêreld gaan betrokke wees uiteindelik. En dan kom ons by die tweeledige koms van Christus. En daar is eintlik redelike verwarring van wat is dit nou eintlik, watter skrifte sê nou wat gebeur wanneer, kom ons kry orde. Die Here het orde in die aarde ook gekry toe hy chaoties was. So kom ons kry orde daar. En daar is 2 skrifte wat party mense nie weet waar hulle dit moet plaas nie. Die eerste een is 1 Tessalonisense 4:17. Hy sê, daarna sal ons wat in lewe oorgebly het, saam met hulle in wolke opgeneem word, om die Here in die lig te ontmoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Dit is die een skrif. Okay, goed. Iets gebeur in die lig. Die ander een is, kyk, hy kom met die wolke, elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het. Al die nasies op die aarde sal jammerlik oor hom huil. Ja, amen. Okay, maar nou kom hy dan. Nou wat is nou wat? Wat ons hier te maak het, is ons het met die tweeledige koms van Christus te maak. En die koms is tweeledig. En ek gaan nou 'n hele klompie eienskappe gee van die twee, maar voor die groot verdrukking, dit is nou binnekort, môre, oormôre, volgende jaar en volgende 5 jaar, ek weet nie, maar is binnekort, begin die groot verdrukking, maar voor dit vind die wegraping plaas, nie die wederkoms nie. So voor dit is die wegraping. Die wegraping gaan oor die bruid. Die Here kom haal sy bruid, hulle ontmoet in die lig. Dit is net vinnig oorsigtelik. Die wederkoms is aan die einde van die 7 jaar. Dan vind die wederkoms plaas. En die wederkoms is die leer van die hemel is betrokke, nie die bruid nie. En die Here kom land op die Olyfberg. Die eerste een vind in die lig plaas, en die tweede een land op die Olyfberg. Hier is 'n groot verskil tussen die twee. So wanneer ons nou die skrifte lees, dan moet mens nou dit lees in die konteks waarin dit geskryf is, want dan gaan jy agterkom van watter een van die twee word nou gepraat. En daar word in die Nuwe Testament word daar eintlik afwisselend van die een gepraat en partykeer van die ander, maar partykeer van die een. En dan moet mens die konteks lees om te sien, okay, van watter een word nou eintlik gepraat. Goed, so kom ons kyk na verskille. En die verskille is, die wegraping is nie voorspel in die Ou Testament nie. Kyk, ek vertel julle 'n misterie. 1 Korintiërs 15:51. Ek vertel julle 'n misterie. Nie almal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Niemand het dit geweet nie. Die Ou Testamentiese profete het nooit die openbaring van die evangelie van Christus gekry nie. Hulle het ook nie 'n openbaring van die kerk van Christus gekry nie, en hulle het geen openbaring van die wegraping gekry nie. It's a mystery. Ons lees op 'n hele paar plekke in die Nuwe Testament, lees ons van die verborgenheid wat geopenbaar is. Die Engels praat van die mystery. Of hy praat van die geheimenis wat geopenbaar is. Nou, wanneer ons in die Nuwe Testament lees dat hier is 'n verborgenheid of 'n geheimenis, dan beteken dit word vir die eerste keer bekend gemaak. So die Ou Testamentiese profete het nooit die openbaring van die bruid gekry nie. Of die kerk van Christus nie, of van die wegraping nie. Die wederkoms is baie voorspel. Dit kan ons oral lees. Daniël lees ons dit, Esegiel, Jesaja, oral lees ons van die wederkoms. Die laaste keer, na die slag van Armageddon, wanneer die Here die uiteindelike oordeel vel en alles finaal stop. Daarvan lees ons baie. Dit is voorspel, dit is geopenbaar in die Ou Testament. Die wegraping is nooit geopenbaar nie. Vir hulle is dit 'n geheimenis. Eintlik is dit nog steeds vir hulle geheimenis, hulle weet dit nou nog nie. Hulle is nou oorlede, so hulle sal dit nie weet nie. Die wegraping, Jesus kom in die lig. Die wederkoms, Jesus kom staan op die aarde. Twee groot verskille tussen die twee. 1 Tessalonisense 4:17, 1 Tessalonisense 4 gaan uitsluitlik oor die wegraping. Daarna sal ons wat in die lewe oorgebly het, saam met hulle in die wolke weggevoer, opgeneem word, om die Here in die lig te ontmoet.
Die ontmoeting vind plaas in die lig. Die Here raak nie aan die aarde nie. Ons gaan nou by 'n hele paar eienskappe uitkom. Die Here kom en hy kom staan op die aarde met die wederkoms. Dit is aan die einde van die groot verdrukking. Sagaria 14 vers 4, op daardie dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem aan die ooste kant lê. Die wegraping. Jesus kom om sy heiliges weg te neem. Die wederkoms. Christus kom met sy hemelse leermag. Groot verskil tussen die twee. 1 Tessalonisense 4:16 en 17, want die Here sal self met 'n luide bevel, met die stem van 'n aartsengel en met trompetgeskal van God uit die hemel afkom, en diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorgebly het, saam met hulle in die wolke opgeneem word, om die Here in die lug te ontmoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Die ontmoeting vind in die lug plaas, iewers in die lug, vind die ontmoeting plaas. Openbaring 19 vers 14 aan die ander kant, toe die leers wat in die hemel is geklee in blink wit klere van suiwer fyn linne, hom op wit perde gevolg. Ek gee nou net enkel skriffies, maar jy kan die hele hoofstukke gaan lees, dan gaan jy sien, dit is die konteks waarin dit plaasvind. So met die wederkoms kom die Here, almal sien hom en sy hele leer, hemelse leermag, ek dink is baie groot, hulle volg hom. Hier is 'n belangrike een. Die wegraping, dit gaan oor die redding van sy kerk, die gelowiges, hulle wat vir Jesus aangeneem het, hulle wat sy bloed eer, hulle wat hulle harte vir hom gegee het, sy kerk, wat die Heilige Gees inwonend ontvang het, die Here kom hulle haal, dis die wegraping. Die wederkoms gaan oor die redding van Israel. Dis waaroor dit gaan. Die wederkoms het niks met die kerk te doen nie, hy's reeds weg. Hy's weg met die wegraping. So die bruid is nou reeds weg, dan volg die groot verdrukking, dan kom die wederkoms, waar Jesus kom met sy hemelse leermag, maar die bruid is nie meer daar nie. En dit gaan oor die redding van die 144.000 wat verseël is. Dis hulle wat hy kom haal. Die bruid is klaar weg. Sien die verskil tussen die twee. Die eerste een gaan oor sy kerk, dan is die bruid weg. Die tweede een gaan oor Israel, sy volk Israel, want hy het 'n ewige verbond met hulle gemaak. Die wegraping, geen tekens nie. Want soos julle self baie goed weet, dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Die wegraping weet niemand nie, skielik, onverwags. Die gelykenis van die 10 maagde gaan oor die wegraping. Die 10 maagde, almal het die Here verwag en almal is besig om te doen wat hulle doen en party se klere is wit en die ander se klere is seker ook wit, maar hulle het nie genoeg olie nie en party het genoeg olie en middernag kom die bruidegom. Daar's geroep. Bruidegom kom. En 'n klomp was nie gereed nie. Hoekom nie? Hulle het nie geweet nie. Hulle het nie geweet wanneer hy kom nie, soos 'n dief in die nag. Dit is die wegraping. Die wegraping gaan plaasvind wanneer niemand dit verwag nie. Jy gaan nie weet nie. Die volgende oomblik, sê die skrif, in 'n oogwink, as jy by die Here, as die stem sê, kom op, dis dit. Die wederkoms, daarenteen, kom met baie tekens. Daar's baie tekens wat vooraf sal gaan word, wanneer die wederkoms plaasvind. Ek het nou nie al die skrifte daar nie, maar ons kan dit gaan opsoek. Die wegraping, Jesus versamel sy eie. Die Here self sal met 'n luide bevel, met die stem van 'n aartsengel en met 'n trompetgeskal van God uit die hemel afkom. En hy gaan almal kom haal wat aan hom behoort. Hy gaan sy bruid kom haal. Almal wat hom bely, Christus die Here is. Die wat sy wil doen. Nie almal wat sê hulle is 'n Christen nie, maar die wat die wil van die Vader doen. Nie almal wat my Here, Here sê sal ingaan in die koninkryk nie, maar hy wat die wil van die Vader doen. Daarin lê groot waarskuwing en 'n groot waarheid. Lê daarin, doen ons die wil van die Vader of ons sê ons is 'n Christen. Mens kan jouself ondersoek. Die wederkoms, die engele vergader die uitverkorenes. Matteus 24 handel oor die wederkoms, nie oor die wegraping nie. As jy Matteus 24 lees, dan lees jy die wederkoms. Aan die einde van die groot verdrukking, dis wanneer dit plaasvind. Hy sal sy engele stuur met luide trompetgeskal. Nou is dit die engele se trompetgeskal, die ander een was die Here se, God self. Hierdie is die engele, is twee verskillendes. Uitverkorenes uit die 4 windrigtings versamel van die een uithoek van die hemele tot by die ander. O, hierdie een is lekker. Die wegraping, Jesus kom om te beloon.
Hy gaan kom en kyk sy loon is in sy hand. En hy gaan almal beloon hoe hulle werke gewees het. Dit word getoets. Die wederkoms, Jesus kom om te oordeel. Hy kom nie met 'n beloning nie. Hy kom om te oordeel. Dis die slag van Armageddon. Dit is wanneer hy self die oorlog gaan voer teen sy vyande. Die wederkoms is oordeel. Die wegraping, beloning. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal jy aan jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Ek sal graag daardie stukkie wil hoor, as die Here sê, goeie en getrou diensknegt. Waar staan ek? Waar staan u? Kan die Here dit van ons sê? Jy gedoen wat jy moes doen. Die Here het op elkeen 'n roeping gelê. Doen jy wat jy moet doen? Of hou jy besig met nonsens? Weet nie, vra. En jouself antwoord. Die wegraping, baie belangrik. 2 Tessalonisense 2 vers 6. En nou weet julle wat dit is wat hom terughou om op sy eie tyd geopenbaar te word. Want die wetteloosheid is reeds in die geheim aan die werk, maar net totdat hy wat hom nog terughou uit die weg geruim is. As jy die hele hoofstuk lees, dan kom jy agter, dit is wanneer die Here sy Heilige Gees wegvat van die aarde af, en sodra die Heilige Gees weg is, openbaar die Antichrist homself. Hy kan dit nie doen terwyl die Heilige Gees op die aarde is nie. Die wederkoms kondig die einde van die Antichrist aan. Hy het net 7 jaar, maar hy gaan goed aanjag in daai 7 jaar. Dit is verseker. Openbaring 19 vers 20, die dier is toe gevang, dit is aan daai einde, saam met hom ook die valse profeet, hulle twee is lewendig in die vuurpoel met brandende swaal gegooi. Dan stop die regering van die Antichrist. Hy het 7 jaar om te doen wat hy moet doen, maar hy gaan dit goed doen. Die ellende op die aarde gaan onbeskryflik wees. Die wegraping, net sy eie mense sal hom sien. By die laaste bassein, binne 'n oomblik, 'n oogwink, bassein sal weer klink en dooie sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word in 'n oogwink. Die wat gaan luister, die wat gaan hoor, gaan die bassein hoor. Die wat nie in Christus is nie, gaan van niks weet nie. Hulle gaan voortslaap, hulle slaap in elk geval, maar hulle gaan voortslaap. Maar die wat in Christus is, sal hom hoor. En net sy eie mense sal hom sien. En die res gaan nie 'n idee hê wat van ons geword het nie. Surprise, surprise, ons is weg. Die wederkoms, almal sal hom sien. Groot verskil tussen die twee. Almal sal hom sien. Kyk, hy kom in die wolke, elke oog sal hom sien. Selfs hulle wat hom deurboor het. Sy eie volk, né, wat hom deurboor het. En al die volke op die aarde sal oor hom rou. Ja, amen. Daardie dag as die Joodse volk gaan sien, maar hierdie is die Messias wat gekom het. Hy het toe gekom. Hulle sê hy het nie gekom nie, maar hy het toe gekom. Hulle gaan oor hom rou bedryf om te sien, maar dit was hy gewees. Dis hy wat ons gekruisig het. Hulle sal dit weet. Die wegraping. Jesus kom as die helder môrester. Openbaring 22 lees ons daar, ek is die wortel en die geslag van Dawid, die helder môrester, en die Gees en die bruid sê kom. Die bruid, luister, wat staan hier geskryf? Wie sê kom? Die bruid. So hier is die wegraping. Die helder môrester, wat sê kom. Jesus, die son van geregtigheid. Maar vir julle wat ontzag het vir my naam, sal die son van geregtigheid deurbreek met genesing in sy strale. En julle sal die goddeloses vertrap. Met die wederkom, met die wegraping word niks vertrap nie. Want alles gebeur in die lig, het ons gelees. So daar is niks wat vertrap kan word nie. So daardie skrif het te maak met die wederkoms. Dit is waar die vyande van die Here vertrap gaan word. En dan kan ons kyk, wat is die gebeure wat voorlê? Wat gaan nou gebeur van hier af tot by die ewigheid, dink ek. Goed, eerste ding wat moet gebeur is die wêreld moet kant kies. En die hele wêreld, daar's op die stadium 'n paar lande wat nog vir Israel is, ons eie land het ook kant gekies. Die hele wêreld moet kant kies. Vir Israel of teen Israel. Ons lees ook van die boknasies en die skaapnasies op 'n ander plek.
Daar breek 'n oorlog uit. Terwyl die bruid nog hier is, breek daar 'n oorlog uit. Hy kom hoofsaaklik uit Gog uit, Magog, Gog uit die land van Magog, dit is Rusland. Wat van die noorde af, ons lees van die ellende wat van die noorde af gaan kom. So die inval in Israel gaan uit die noorde uitkom, saam met al die bondgenote. En die bondgenote is nou die hele, al die lande wat daar rondom is, wat al reeds baie vyandig is. Ons weet nou van Iran en Irak wat vyandig is, Sudan, Libië, Turkye is min beïndruk met Israel, en dan die bondgenote, China, Noord-Korea, is allemaal lande wat gaan help. En daar gaan 'n groot oorlog uitbreek. En wanneer daardie oorlog uitgebreek het, is die hele wêreld betrokke, ons land gaan ook betrokke wees, want die hele wêreld is betrokke, want die Here se bruid is versprei oor die hele aarde, oral, in elke land kry die Here se bruid, tot op in Afrika en Suid-Amerika en elke plek. Daar is oral kinders van hom. En daar gaan 'n benoudheid oor die aarde kom. 'n Benoudheid soos wat daar nie gewees het nie, maar dit is nog nie die oordeele nie. Daar gaan 'n benoudheid kom en die Here se kinders gaan begin uitroep. Here, kom haal ons. Ons gaan in 'n stukkie inbeweeg van ellende. Hoe dit lyk, weet ek nie, maar ons gaan 'n stukkie inbeweeg in ellende, waar jy gaan kom by 'n punt waar jy gaan sê, Here, kom haal ons. Dit gaan donker word, die bruidegom het middernag gekom. Gaan lees daai gelykenis van die 10 maagde oor en oor en oor. Maak seker waar ons staan. Is jou lamp gevul met olie? Is jou lamp brandende wanneer daai donkerte gaan aanbreek? Want ons gaan vir hom nodig kry. Dan, in daardie nood, vind die wegraping plaas. Nou is die bruid weg. As die bruid weg is die Heilige Gees weg. Die Heilige Gees word geonttrek van die aarde af. En is geweldig, want dan gaan die ellende losbreek, soos nog nooit gewees nie. En dan is dit die openbaring van die Antichrist. Sodra hy geopenbaar word, begin die dae aftel, presies 7 jaar word afgetel, en dan begin die groot verdrukking. Die Antichrist hy is nie verantwoordelik vir die groot verdrukking nie. Dit is God se oordeele wat verantwoordelik is daarvoor. Dit lees ons in die res van Openbaring, lees ons van Openbaring 5 af en aan, daar lees ons, dan word die seels gebreek, en elke seel wat gebreek word is oordeel, oordeel, oordeel. Nou volg die oordeele, en dan begin die groot verdrukking, maar daar, net sodra dit begin het, en die Antichrist word geopenbaar, nou gaan hy iets besonders doen. Hy gaan vrede sluit. Die skrif sê, hulle sal uitroep vrede, vrede, en 'n skielike verderf oorval hulle, en dan dink ons, ja, Trump het nou vrede gesluit met hierdie en met daai en wat ook al, dit het niks daarmee te doen nie, niks. Die vrede wat die skrif van praat is die vredesooreenkoms wat die Antichrist met die Israeliete en die Palestynë gaan sluit. En daai vredesooreenkoms gaan van so 'n aard wees, dat die Palestynë bereid is om hulle moskee af te breek, en dat die Jode hulle tempel kan bou. Ek wil nie graag die ou ontmoet wat dit gaan regkry nie, maar ek dink ons moet 'n idee kry van die vermoë wat die Antichrist gaan hê. Die Antichrist gaan die vermoë hê om vir Islam te sê, breek julle moskee af. Onthou, dis die tweede heiligste plek, behalwe Mekka. Mekka is die heiligste plek. En hulle gaan vir hom luister, en hulle gaan hom afbreek. En die Jode gaan die 3de tempel bou. En dan is daar ellende op die aarde, daar is pessiektes, daar is aardbewings, daar is verwoesting. Wanneer die Heilige Gees weg is, moord, doodslag en verkrachting gaan onkeerbaar wees vir hulle wat agterbly. Moenie agterbly nie. Dit gaan onkeerbaar en onbeheerst wees, want die Heilige Gees, wat ten minste nog 'n inspraak in mense se harte het, gaan nie daar wees nie. En wat ook al mense wil doen, gaan hulle doen. Sonde gaan die hoogte inskiet in daardie tyd. Gaan donker tye wees, daarom word dit die groot verdrukking genoem. Na 3,5 jaar, nie voor die tyd nie, 3,5 jaar, in die groot verdrukking in, word die merk van die Antichrist verpligtend. Daar is so baie wat nou rondloop met stories, ja, hulle het nou al chips ingeplant, en jy kan nie meer dit doen nie, en nou word, en Noorwe is blykbaar voor, en ek weet nie, Swede, nee, daar het almal nou al chips en sulke nonsens. Vergeet dit. Ek het nou die dag gepraat oor die volstruise wat hardloop, maar hardloop ons agterna, want hardloop 'n volstruis, dit is een van hulle. Daar is nie sulke goed nie.
Die Bybel sê vir ons, na 3,5 jaar, eers was die COVID-inspuiting toe die merkteken gewees, ag nonsens, regtig. Moenie julle steur aan sulke nonsens nie. Die Bybel sê vir ons na 3,5 jaar, dan is die merkteken van die anti-kris verpligtend. Daarna sal niemand kan koop of verkoop nie. Niks met ons te doen nie, niks met die bruid te doen nie, die bruid is klaar weg. Ons is nie meer hier nie, sal vir 3,5 jaar nie meer hier nie. Dan vlug Israel na die berge en na die woestyn. Want die ellende raak al hoe groter, is die tyd van die reiniging van Jakob. Hulle het mos gesê, laat sy bloed op ons kom. Die wêreld versamel in die dal van Josafat, dal van Armageddon, ek was daar gewees, in die dal van Josafat. Dit is 'n baie groot dal en ek lees in die Here se woord dat die slagting wat daar gaan plaasvind, waar daar gaan miljoene mense wees in daai dal, en dit is net so noord van Jerusalem, en ek het op die berg Megiddo het ek gestaan, en ek onthou die skrif wat sê dat die bloed sal loop tot aan die tooms van die perde. So die bloed sal seker so 1 meter dik loop in die dal. En ek dog, Here, maar hoe kan dit nou werk? Ek meen, as jy nou 'n plat stuk grond het, ek meen, dit is soos water, dit gaan ons wegloop. En ek staan op die berg Megiddo daarin by die dal, en ek kyk na die dal van Josafat, reg rondom, en as jy op die berg staan, dan kan jy sy rand kan jy sien, en ek sien dat dit is 'n dal wat omring is met berge. En daar's nie 'n opening nie. En die slag gaan plaasvind reg in die middel van daai dal van Josafat. En as die slag daar plaasvind, sal die bloed nêrens heen kan wegloop nie. Dit gaan 'n meer word in daai slagting. Dit is die slag van Armageddon. Terwyl daai slagting plaasvind, ek wil dit nou gou vir ons lees, want dit is net next level. Dan is die wederkoms. Wanneer die ellende op sy grootste is vir Israel, as niemand meer hoop het dat iemand gaan oorbly nie, dan kom Jesus en hy kom land met sy hemelse leerskare op wit perde en sy leermag volg hom, en ek het 'n goeie idee op hierdie stadium is die bruid nie by nie. Ek lees dit nêrens nie, maar ek is iemand wat logies dink, en ek dink oor baie goed, maar ek dink die bruid voer nie oorlog nie. Daai is oorlog. En sy leermag, sy leerskare volg hom op wit perde. En hy land op die Olyfberg. En dan maak die Here natuurlik nou, dan het niemand 'n kans teen hom nie. Met sy hemelse leermag het niemand 'n kans nie. En dan gaan die volkere gaan sterf in daai dal. En is net daai klompie Jode wat gaan oorbly. Die wêreld word veroordeel. As hy land skeer die berg in 2, en die Jerusalem lê reg wes van die Dooie See lê mooi in die ooste kant, en die Olyfberg lê tussen die 2, en wanneer die Olyfberg skeer van noord na suid, vorm daar 'n geweldige dal tussen Jerusalem en die Dooie See, en dan loop daar lewende water onder die drempel van die derde tempel uit, loop daar water uit, en daai water maak die Dooie See se water gesond, en hy gaan vars water kry, wat sy water weer gesond maak. So dit is waar die water vandaan kom. Dan sê hulle, die Eufraat het opgedroog en al sulke goeters. Nee, dit is okay, laat dit maar opdroog, maar niks met die Dooie See te doen nie. En dan sê hulle ook, ja, maar daar het nou fonteine ontstaan, hier langs die Dooie See, het al iewers gelees. Dit is nou mooi groen daar het nou fonteine ontstaan, daai fonteine is al eeue daar. Dis ou fonteine, is niks niets nie. Daar is inderdaad varswaterfonteine reg langs die Dooie See, ons het hulle gesien, ons het by hulle gery. So, dan is daar sulke groen kolletjies. Nou vra ek die toergids nou, hoekom is hier sulke groen kolletjies? Hy sê, ag, dit is varswaterfonteine, en hy ry aan. Almal weet dit, behalwe die oningeligtes wat agter die volstruis aan hardloop. Die wêreld word veroordeel en verslaan, net 144,000 mense bly oor. Dis al. Die Here se vyande is uitgeroei. Die anti-kris en die valse profeet, hulle word gewerp in die poel van vuur, en die Satan word opgesluit, en as hy opgesluit is, kom daar vrede op aarde, en dan kom ons agter, hy is die oorsaak van alles, en dan breek die 1000-jarige vrederyk aan. En die einde word Satan losgemaak. Aan die einde van 1000 jaar word hy losgemaak. Daar's nog steeds mense,
van daai 144.000, want hulle gaan nou vermeerder en op die aarde bly, aanbly en vermeerder en weer 'n keer die wêreld vol vir 1000 jaar is daar nie siektes en peste en goed dat jy kan doodgaan nie. Die mense gaan baie oud word en baie lank lewe, so die aarde gaan baie vinnig opgevul word met mense, biljoene op daai stadium in die 1000 jaar wat dan volg. En dan word die Satan losgemaak en almal wat nog steeds nie hulle harte volkome op die Here het nie, gaan weer aangehits word. Tweede keer terug Jerusalem toe. Die wêreld word versamel om Jerusalem en dan kom God eenvoudig, hy self. Jesus se oordeel is nou klaar. Dit is voltooi. Hy het alles uitgegiet. En dan kom God self en hy verteer alles met vuur. En hy maak die hele wêreld nuut en daar bly niks oor nie. Dan vlug die hemel en die aarde vlug weg. Ek weet nie regtig waarheen nie. En al wat oorbly is God se wit troon en alle mense wat ooit geleef het, gaan voor hom staan. Alle mense sal voor God die Almagtige staan. Van Adam en Eva af, regdeur tot die heel laaste een toe, sal almal voor God se troon staan. En dan is dit die wit troon oordeel en daar's baie tyd om elkeen individueel te oordeel. En elkeen gaan individueel voor God Almagtig staan en sy sondes gaan vir hom uitgelees word. En as dit klaar uitgelees is, word dit verteer en dan word daardie persoon engele gevat, poel van vuur. En die ander een gaan voor God se troon staan en dan word die boek geopen. Dan lees hy. Penny, Johan, Frida, ek vind niks teen jou nie, want sy bloed het dit weggewas. Dan sê hy, gaan in die vreugde van jou Heer. God se oordeel sal vir elke mens daar wees. Die goddelose word in die poel van vuur gegooi, is die tweede dood. Openbaring vertel vir ons van die tweede dood. Die nuwe Jerusalem daal van God uit die hemel uit neer. Hy is baie groot en hy gaan land presies daar waar die Jerusalem vandag op die aarde is. Dit is wat God uitgekies het en dis waar hy gaan land. So God se huishouding wat op die stadium in die hemel is, kom staan op die aarde. As 'n mens so entjie wegstaan van die aarde af, dan sal jy kan sien, hier's die aarde en daar's die nuwe Jerusalem, want hy's baie groot, hy's 2400 kilometer lank, een symuur, en die ander symuur 2400 kilometer lank. Dit is die afstand van, as die een hoek in Kaapstad is, dan is die ander hoek in Harare in Zimbabwe. Dit is die lengte, dan is jy nog net op een muur, gaan jy 'n paar dae vat, en dan is hy ook net so hoog, 2400 kilometer hoog. So al die satelliete wat om die aarde draai, hulle gaan almal in hom vasvlieg, en daar gaan vir hulle ook niks oorbly nie. God is almagtig. Nou, hoe hierdie struktuur wat so hoog is regop bly staan, ek het 'n idee hoe dit werk, maar ek kan nie vandag daar praat nie. So ek moet praat 'n ander dag daaroor. En dan breek die ewigheid aan. Die ewige heerlikheid. Satan is gevang, hy is in die poel van vuur. Alles is weg. Sonde is weg, ongeregtigheid is weg. Hartseer en verdriet is weg. En al wat oorbly is die ewige heerlikheid. Die son is nie meer daar nie, hy is nie nodig nie, die maan is ook nie meer nodig nie. En die hele heelal word verlig deur die heerlike lig van God self. Word die hele aarde verlig. Ek wil vir ons hierdie stukkie lees in Sagaria 14. En dit is te maak met die wederkoms. En ek wil dit nou hier uit lees, want dalk is daar iemand wat sê, nee, ek glo nie jou storie so lekker nie. Kom ons kyk wat staan. Sagaria 14, ek weet vir die tolke het ek dit nie gegee nie, maar kom ons lees dit. Kyk, daar kom 'n dag vir die Here. Dan sal wat van jou buitgemaak is binne in jou verdeel word, o Jerusalem. Dit gebeur in Jerusalem. Want ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem. Die hele wêreld kom bymekaar. En die stad sal ingeneem, luister alles wat nou gaan gebeur, voordat die Here gaan kom, gaan al hierdie goed gebeur. Want ek sal die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem, en die stad sal ingeneem, en die huise geplunder, en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap, so hulle gaan nog hier uitgesleep word ook, maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie, nou bly daar 'n klompie oor, binne in die stad. En die Here sal uittrek en stryd voer, nie die mens nie, die Here, teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog.
En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg, wat voor Jerusalem is, aan die ooste kant. En die Olyfberg sal middeldeur gespleit word van oos na wes, 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide, en julle sal vlug in die dal van my berge. Die mense wat dit gaan beleef, gaan vlug. Wie ook al daar is, daar gaan baie wees. Want die dal van die berge sal loop tot by Asel. Julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Usia, koning van Juda. Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. In die dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees. Dit sal 'n enige dag wees wat aan die Here bekend is. Geen dag, geen nag nie. Gaan nou verder lees. So wat gebeur daar? Hierdie geweldige inval van Jerusalem. Dit is verwoesting. Moord, doodslag, verkrachting, soos wat jy dit kan glo nie. Miljoene mense in die dal van Josafat. En dan gaan dit dwars deur die nag. En in die oggend sou die son normaalweg opgekom het. Maar daai oggend kom die son nie op nie. En dit bly donker. Maar deesdae het almal horlosies. 9 uur, is geen son nie. 10 uur, niks. 12 uur, pikdonker, sterre skyn nie, son is weg. En al die mense gaan die ooste begin dophou, want die son kom in die ooste op. En die mense gaan die ooste begin dophou, wel die wat dalk seker nog nugter is en wat bly leef, want dit gaan ellende wees. En gesê, maar as die son net kan opkom, en hulle kyk na die ooste, en hulle sien is 3 uur die middag, daar's niks, dis pikdonker, en dit bly donker, en die mense gaan na die ooste kyk, en dan, vers 7, maar teen die aand sal dit lig word. En in die dag sal daar lewende water, daardie dag, uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die oostelike, en die ander helfte daarvan na die westelike see. Somer en winter sal dit wees. En die Here sal koning wees oor hele aarde, en die dag sal die Here een wees en sy naam een. Dis wanneer die Here kom, is die wederkoms. En ons lees in Openbaring 1, alle oë sal hom sien. Hoekom sal alle oë hom sien? Almal gaan staan en wag dat hy kom, hulle weet dit net nie. Want hulle gaan vir die ooste kyk, en as daar 'n lig in die ooste gaan kom, gaan hulle dink dis die son wat kom, maar hoe nader hy kom, gaan hulle agterkom, dis die lig van die Seun van God, met sy hemelse leermag. En dan kom hy om finaal oorlog te voer, en dan versamel hy sy 144.000 Jode na geboorte, wat hy verseël het aan die begin. Kom haal hy hulle. Ek wil afsluit met hierdie paar verse, Openbaring 22 vers 16. Hy sê, ek, Jesus, het my engel gestuur om teenoor julle oor al hierdie dinge in die gemeentes te getuig. Ek is die wortel, die geslag van Dawid, die helder môrester. Wie roep hierso uit? Die Gees en die bruid sê, kom. En laat elkeen wat luister sê, kom. Laat elkeen wat dors het, kom. Laat elkeen wat dit begeer, die water van die lewe kom kry verniet. Wat is hierdie? Dis die wegraping. Want die bruid sê, kom. Is dit nie wat uiteindelik ons begeerte moet wees nie, wat ons sê, Here, kom. Kom haal ons, kom vat ons weg. Ons moet nooit bid dat die Here ons wegvat uit beproewings uit nie. Baie keer sit 'n mens beproewings, en dit hoor ek verskriklik baie. Mense het die een of ander liggaamlike siekte en kan nie gesond word nie, of 'n omstandigheid wat so moeilik is, en dan hoor ek mense sê, ek wens die Here kom haal my. Daai is 'n beproewing. En die beproewing is daar sodat die Here jou kan volmaak in jou geloof, dat jy uiteindelik aan niks gebrek kan hê nie. Jakobus 1. Dis 'n beproewing. Die Here gaan jou nie kom haal uit 'n beproewing uit nie. Hy stuur die beproewing sodat jy gereed kan wees, sodat hy jou kan kom haal. Moenie dat bid dat die Here jou wegvat uit 'n beproewing nie. Bid dat die Here jou die krag gee
om daardeur te gaan, sodat hy sy wil in jou kan volbring, om volmaak te wees en sonder gebrek. Jakobus 1. Maar, intussen, Here, kom. Kom haal ons as bruid van Christus. Kom haal ons wat U aangeneem het, wat U bloed eer, en vat ons weg na ons ewige tuiste, na ons ewige heerlikheid. En kom ons wees gereed soos die 10 maagde, en wanneer dit donker word, dat ons gereed is, lampe aan die brand. Amen.